Hoe bevoorreg is ons nie in hierdie Pinkstertyd om die energie in die lewe wat van die Gees kom te ervaar, daaroor te dink, daardeur verander te word nie. Ons gaan vandag lekker saam lees uit Johannes 20. Here, dankie dat ons met afwagting nou kan sit vir u Gees om in ons te werk, om die woord vir ons te open, u nabyheid vir ons te bevestig. Breek die woord vir ons oop. Ons wil u stem hoor. Dankie Here. Amen. Ons lees Johannes 20 van vers 19 af. Daardie Sondag-aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Tot sover. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Een van die heel grootste wonders in die skepping is lewe. Dit fascineer mense. Geppetto is 'n houtwerker wat 'n mannetjie maak en is sy beste werk. Hy was kreatief en hy maak 'n pragtige mannetjie. Maar die mannetjie lê maar net daar. Hy fascineer mense, maar dis maar dit. En dan begin daardie mannetjie te lewe. En die oomblik as hy begin lewe, word dit 'n ander dimensie. Die feit van lewe is fascinerend, waar dit vandaan kom. En dis iets wat mense boei van vroeg af. Hoe word dit aan die gang gekry? Waar kom dit vandaan? Nou, Pinocchio het sy lewe gekry toe 'n vee kom en hom met 'n stafie aanraak en toe skielik het hy gelewe. Waarmee mense sê, ons het nie 'n logiese verklaring vir waar dit vandaan kom nie. Dit is iets wat van buite kom, iets goddeliks. En dis hoe die Bybel begin. Die mens word gemaak en dan sê Genesis 2 vers 7. Alles is perfek, alles is reg, al die elemente is daar, alles moet werk. Daar's een ding wat kort, hy is leweloos. En dan, en dis veelzeggend, kom God en hy blaas sy asem in die mens se neus en skielik begin hy lewe. Die Bybel het 'n geweldige respek vir lewe. As ons asemhaal, elke asemteug wat ons gee, is God se asem wat in ons inkom. Dis eintlik so kosbaar as mens dink die eerste keer wat dit gebeur en die longe vol word en jy besef, ek het 'n stukkie van God in my. En dan elke asemteug wat ons daarna kry is 'n voortgang van hierdie wonder van God. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, is dit verstommend waar God met mense begin. Dis na Jesus se kruisiging, sy opstanding, van hulle het hom reeds gesien, en dan sien ons, is dit die Sondag aand, die disippels is bymekaar, dis al wat hulle nou het, let nie meer vir Jesus nie, en dan is die berigte oor Jesus se opstanding, het hulle nog verder verwar, het hulle nog nie opgewonde nie, hulle weet nie wat om daarmee te maak nie, hulle het mekaar, hulle is toegesluit agter deure, hulle op daai manier probeer hulle veiligheid verseker, en dan die volgende oomblik, deur hierdie toedeure kom Jesus en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Nou dis ironies dat hy dit sê, dat hy nog en hulle iets probeer doen, want Jesus na sy opstanding is reg om letterlik die wêreld te verower. Nou ja, met wie wil jy die wêreld verower? Jy soek geïnspireerde mense wat 'n kreet kan skree en sê ons is reg. En dan kom jy by 'n paar verskrikte, bang, onseker mense. Dis nie die tipe mense met wie jy kan werk nie. En as Jesus vir hulle kom sê vrede,
sê hulle vir hom, wel, jy kan nou maklik van vrede praat, want jy was nou 3 dae weg gewees, maar ons werk met hierdie spul mal Jode, weet jy hoe beserk hulle geraak het? Toe hulle sê, kruisig hom, en hulle kruisig, het hulle daarna net al hoe erger geraak. Jy weet nie wat jy van hulle kan verwag nie. En ons het rede om absoluut bang te wees. En dan sê Jesus vir hulle, ek wil net vir julle sê, dit is ek. En hy wys sy wonde vir hulle, en hulle begin bietjie ontspan, en dan sê hy weer vir hulle, vrede vir julle. Nie omdat daar nie meer oorlog en stryd en gevare is nie, maar Jesus is nou by hulle. Daarom het hulle vrede. En dan as hy vir hulle sê, het vrede vir hulle, kom hierdie verstommende woorde as hulle 'n opdrag, hulle lewensopdrag van hom kry. En hy vir hulle sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ek het werk vir julle. Daar's goed wat moet gebeur. Ons kan nie langer hier sit en bang wees nie. Ek is by julle, kom, ons het werk om te doen. En dan hierdie verstommende woorde, as hy tweede keer sê, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle. Blaas hy sy goddelike asem, die lewe wat hy gekry het, deur die opstanding, blaas hy in hulle in. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. En op daardie oomblik verander alles. As die lewe van God in hulle kom. Die Heilige Gees is die asem van God wat in ons inkom. Maar nie 'n asem wat net maak dat ons nou opgewonde is en bly is en rondhardloop nie. Hy sê nee, ons is nie hier verspeel nie, ons is hier vir werk. En dan hierdie woorde, vers 23, woorde wat mense ruk. Hy sê, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Nou, om te vergewe is deel van die Christelike, dis die basis van Christelikheid. Ons obsessie om te vergewe, om verhoudings heel te maak. Maar dis nie waaroor hierdie gaan nie. Daai is belangrik, maar hier gaan dit oor die vergifnis wat daar nou kom tussen God en mense deur Jesus se opstanding uit die dood. Mense het nou die kans om na God toe te kom. En dan sê hy, en die moontlikheid om by God uit te kom, die gawe om dit te doen, die verantwoordelikheid om dit te doen, gee ek nou vir julle. As julle mense vergewe, as julle dus die boodskap van Jesus se verlossing na mense toe vat, dan kom God op daai manier by hulle uit. As julle dit nie doen nie, dan word hulle nie vergewe nie. Dis skrikwekkende woorde. Maar dit gee vir die kerk die rede vir sy bestaan. Mense moet God ontmoet. En die skrikwekkende vraag wat ons vra is, gestel, dit sou van my afhang of die evangelie sou voortgaan, sou hy voortgaan? En dis 'n vraag wat my laat wakker lê. Ek het iewers gehoor van iemand wat so wakker geskrik het in die nag. Hy het 'n verskriklike droom gehad. Hy het gedroom, die Here vat sy 10e en hy maal dit met 10 en hy maak dit sy salaris. Toe besef hy, okay, ons is ek in groot moeilikheid. Daai skrikwekkende wakker word, Here, hoe die liedjie dit gesê, moet ek gaan met leë hande? Moet ek eendag voor God kom en hy vir my sê, wie het jy saamgebring? En ek sê, ek het niemand saamgebring nie. Ek het nie eens 'n plan gehad om dit te doen nie. Hierdie is inderdaad 'n vraag wat ons moet wakker skrik, wakker maak, wakker skok. Want dis waarvoor ons geroep is. Ons is geroep om God se vergifnis na mense toe te vat. Deur ons kontak met hulle, deur ons gesprekke met hulle, moet ons hulle vra, het jy met God al vrede gemaak? Is Jesus jou Here? Weet jy dat hy vir jou gesterf het, dat jy jou lewe vir hom kan gee? Dit word die kerk se hoofwerk, elke gelowige sin. En die belangrikheid daarvan, in die poging om dit te doen, dit bring alles skielik in plek. Die oomblik is ek weet, ek word geroep om mense aan Jesus voor te stel. Dan skielik begin ek my Bybel anders lees. Dan begin ek na my lewe te kyk en my slegte gewoontes. Dan begin ek skielik word gebed vir my belangrik. Ek weet toe ons uitgegaan het om straatwerk te doen wat nou glad nie my styl is nie, aggressiewe evangelisasie, het ons voor die tyd gebid. Daar is nie, as hulle gesê het bid, het ons nie gesit nie, dan het almal gebid, jy was bang, jy het die Here nodig gehad.
So die oomblik as ons met hierdie werk besig raak, dan trek dit die kerk reg. Dan kyk ons hoe ons met mekaar werk, dan kan ons nie vyandskap bekostig nie, dan versoen ons met ander mense. Dan is ons gedissiplineerd in ons geestelike lewe, dan is die Here vir ons belangrik. Ons waardes is vir ons belangrik. En 'n kerk wat nie hierdie roeping het nie, is 'n kerk wat eintlik verveeld is, waar mense met mekaar begin veg oor die belaglikste goed, waar hulle lewe kragteloos is. En waar hulle sonder dat hulle dit besef, eintlik die kragtigste werktuig in die hand van die bose word. Jy hoef nie sleg te wees om vir die bose te werk nie, jy hoef net stil te wees. As ons nie praat nie, het die bose die binnebaan. En mag hierdie Pinkstertyd die tyd wees waarin ons sê, Here, ons wil hierdie verstaan. Ons sit bang in die boventrek. Ons het baie redes hoekom dit vir ons moeilik is en ons nie kan doen nie. Ons is besig en ons is bang en ons het foute. Die Here sê, moenie dit sê nie. Vrede vir julle. Julle is veilig. Ek is by julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Here, ons wil aanmeld vir diens. Dankie dat U ons geroep het. U is 'n wonderlike Here. Met U aan ons sy, met U binne ons, U Gees binne ons, kan ons enige iets doen. Ons weet nog nie hoe nie. Ons weet dat. En dit maak ons opgewonde. Seën hier in hierdie tyd U kerk, U kinders wat soek na U wil en die begeerte het om U te verheerlik. Dankie Here dat U by ons is. Dankie vir U vrede. Amen.